Johannes 20 vers 1 tot 31. En op die eerste dag van die week kom Maria Magdalena vroeg, terwyl dit nog donker was, by die graf, en sien dat die steen van die graf weggeneem was. Sy hardloop toe en kom by Simon Petrus, en by die ander disipel vir wie Jesus lief gehad het, en sê vir hulle het die Here uit die graf weggeneem, en ons weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Toe gaan Petrus en die ander disipel uit, en kom by die graf, en die twee het saam gehardloop, en die ander disipel het vooruit gehardloop, vinniger as Petrus, en die eerste by die graf gekom. En terwyl hy neerbuk, sien hy die doeke lê, maar hy het nie ingegaan nie. Toe kom Simon Petrus agter hom aan, en gaan in die graf, en sien die doeke lê. En die doek wat op sy hoof was, sien hy nie by die doeke lê nie, maar opgerol op een plek afsonderlik. Daarop het ook die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ingegaan, en hy het gesien en geglo, want hulle het nog nie die skrif verstaan dat hy die dode moes opstaan nie, en die disipels het weer huis toe gegaan. Maar Maria het buitekant by die graf gestaan en ween, en terwyl sy ween, buig sy na die graf toe, en sien twee engele daar sit, met wit klere aan, een by die hoof en een by die voete, waar die liggaam van Jesus gelê het, en hulle sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggeneem het, en ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. En toe sy dit gesê het, draai sy haar om agtertoe en sien Jesus staan. En sy het nie geweet dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Sy het gedink dat dit die tuinier was en antwoord hom, meneer, as u hom weggedraai het, sê vir my waar u hom neergelê het, en ek sal hom wegneem. Jesus sê vir haar, Maria. Sy draai haar om en sê vir hom, Rabboni, dit beteken meester. Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, maar gaan na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader en my God en julle God. Maria Magdalena het aan die disipels gaan vertel dat sy die Here gesien het en dat hy dit vir haar gesê het. En toe dit aand was op daardie eerste dag van die week, en die deure waar die disipels vergader het, uit vrees vir die Jode gesluit was, het Jesus gekom en in hul midde gestaan en aan hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy hulle sy hande en sy sy. En die disipels was bly toe hulle die Here sien. Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. As julle die mense hulle sondes vergewe, dan word dit hulle vergewe. En julle die mense hulle sondes hou, dan is dit gehou. En Thomas, wat genoem word Didymus, een van die 12, was nie saam met hulle toe Jesus gekom het nie. Die ander disipels sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy het vir hulle gesê, as ek nie in sy hande die merk van die spykers sien, en my vingers steek in die merk van die spykers, en my hand in sy hand steek nie, sal ek nooit glo nie. En 8 dae daarna was sy disipels weer binne, en Thomas saam met hulle, en Jesus het gekom terwyl die deure gesluit was, en het in hulle midde gestaan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek dit in my sy, en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. En Thomas antwoord en sê vir hom, my Here en my God. Jesus sê vir hom, omdat jy my gesien het, Thomas, het jy geglo. Salig is die wat nie gesien het nie, en tog geglo het. Nog baie ander tekens het Jesus voor sy disipels gedoen, wat in hierdie boek nie beskrywe is nie. Maar hierdie is beskrywe dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam.